Advent is 'n tyd van wag, maar is ook 'n tyd van sien en omsien. Nie net sien van sterre en liggies nie, maar ook die sien van en die omsien na mense. Ek lees vandag vir ons die woorde van Filippense 2 vers 4. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dit is 'n oproep wat klink soos 'n sagte stem in 'n lawaaierige wêreld. Want ons kultuur is besig om blind te word, blind vir die behoeftes van ander, blind vir die pyn langs die pad. Ons kyk na skerms, nie na gesigte nie. Ons sien pixels, nie mense nie. Maar hierdie oproep is nie 'n morele, opsionele ekstra nie. Dit is 'n weerspieëling van die hart van Christus. Hy het ons nood raak gesien en mens geword om homself te gee. Hy het nie net 'n boodskap gesien, hy het self gekom. Hy het nie net gesê, ek sien jou probleem nie. Hy het gesê, ek dra jou probleem. En dis waaroor Kersfees gaan. God wat nie net kyk nie, maar wat gekom het. Die wêreld is vol mense wat praat oor liefde, maar min wat kyk met liefde. Ware liefde begin met 'n blik wat nie net deur jou oë gaan nie, maar deur jou hart. En Advent roep ons op om daardie blik te hê, om raak te sien wie se wiele het pap geword langs die pad. En om dan iets daaraan te doen, selfs wanneer dit ongerieflik is. Want liefde is dikwels ongerieflik, dit vra jou tyd en jou energie en jou planne. Maar dit is presies wat Christus gedoen het. Hy het sy troon verlaat vir 'n stal. Hy het sy gemak verruil vir jou redding. Jy sien, genade is nie 'n dam nie, dis 'n rivier. Dit vloei na jou toe, maar dit moet ook deur jou vloei. Johannes skryf in Johannes 1 vers 16, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. En let op, genade op genade. Dis nie 'n druppel nie, dis 'n stortvloed. En dit is genoeg om te deel. Jy hoef nie bang te wees dat jy leeg gaan wees as jy gee nie. Die fontein van God se genade droog nooit op nie. Die evangelie laat ontdek ons hoe dat jy jouself vind wanneer jy jouself verloor. Die wêreld sê, hou vir jouself en jy sal gelukkig wees. Die evangelie sê, gee en jy sal oorvloed hê. En dis die paradoks van liefde. Hoe meer jy gee, hoe meer het jy. Hoe meer jy dien, hoe groter word jou vreugde. Hoe meer jy jou hand oopmaak, hoe meer vul God dit. Hoe doen ons dit in Advent? Eerstens, kyk rond. Wie in jou kring het 'n behoefte? Wie is moeg? Wie is alleen? Wie is seer? Tweedens, wees bereid om jou planne te onderbreek. Liefde is dikwels 'n afwyking van jou roete of jou roetine. En derdens, gee uit Christus se oorvloed. Moenie net gee wat oor is nie. Gee wat kosbaar is. Jou kosbaarste tyd. Jou aandag. Jou hart. Elke daad van liefde is 'n weerspieëling van die boodskap van Kersfees. Wanneer jy jou hand uitsteek, dan herinner jy die wêreld dat God sy hand uitgesteek het. Wanneer jy jou hart oopmaak, dan herinner jy die wêreld dat God sy hart oopgemaak het. Ja, die mooiste geskenk van Kersfees is nie onder 'n boom nie. Dis in 'n hand wat omgee en in 'n oog wat raak sien. Advent roep ons om te leef soos Christus, om ander raak te sien en te dien, want hy het jou eerste raak gesien. Hy het jou nood gesien, jou skuld gesien, jou pyn gesien, en hy het gekom. En laat jou lewe 'n antwoord wees op daardie koms. Ja, kyk,
gee en dien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U liefde vir ons dring ons om met liefde daarop te antwoord. Maak ons oë oop om die behoeftes rondom ons raak te sien. Maak ons hande oop en sterk om uit te reik en U liefde uit te deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.